Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus van Nasaret, die naam bo elke naam, die naam van die een wat gekom het om te sterf vir jou en my sondes, wat bereid was om sy lewe in die hemel op te gee, om af te kom aarde toe, en as mens te kon lewe, en deur hel en pyn gesit te kon wees, sodat ek en jy vrygekoop kon wees van ons sondes. Ek is pastoor Elsa Botha vanaf die AGS Oasis gemeente in Witbank. En dis my wonderlike voorreg om net bietjie saam met julle te kuier om die woord van God en net weer bietjie te hoor wat dit is wat Vader vir sy kinders wil sê. Ek glo elke boodskap wat deurkom, kom direk uit Vader se hart uit vir julle. En daarom my program se naam, kom luister na die hartklop van God. Onthou ook net altyd, ek praat heel eerste met my. Heel eerste hoor ek hierdie boodskappe en dan bring ek dit vir julle. So luister aandagtig, maak jou hart oop en hoor wat dit is wat die Here vir jou wil sê. Kom ons sluit ons oë. Onse Vader wat in die hemel is, Vader, ons wil vir U so dankie sê vir nog 'n dag bygevoeg by ons lewens. Vader, ons wil vir U vra, kom praat met ons deur hierdie boodskap vandag. Kom vertel vir ons, Here, kom gesels met ons. Kom lei ons en vertroos ons en Vader, ek bid vir geopende ore van die verstand sodat hulle sal hoor wat dit is wat U vir hulle wil sê. En Vader, ek wil bid dat U elke toehoorder sal seën, dat terwyl hulle na hierdie boodskap luister, hulle U teere liefde sal ervaar en dat dit 'n hoop vir hulle gaan bring in die moeilike tye waarin ons leef, om net te weet U is met ons. U het U seun gestuur om vir ons sondes te sterf en dat dit wel met ons sal wees. Vader, ons bid vir al die duisende Christene wat vermoor en uitgemoor en mishandel word omdat hulle Christendom kies. Vader, ek glo en vertrou dat U daar by hulle is en dat hulle U liefde en U warmte ervaar terwyl hulle deur hierdie verskriklike dinge gaan. Hou hulle moed want hulle weet, Here, U het hulle. Vader, ek bid dan nou dat elkeen sal geseënd wees wat na hierdie woord luister. Ek gee dan nou hierdie program in U hande oor. In Jesus kosbare naam, amen en amen. Ja, geliefdes, ons kan aangaan en praat oor hierdie dinge en praat totdat ons blou word. En die kiewe sal ek maar sê. Maar solank as wat jy as hoorder van 'n boodskap nie die boodskap vat en hom eie maak nie, kan ons maar praat en dit gaan nie help nie. Maar vir jy wat na die boodskap luister met erns in jou hart en wil inneem dit wat God vir jou te sê het, ek praat met jou en ek praat met jou wat ook nie wil hoor nie. Mag jy vandag iets ervaar bonatuurliks. Mag jy ervaar hoe God met jou praat. Ek deel graag met julle 'n gedeelte uit die woord uit. Ek gaan eers vir jou hierdie gedeeltetjie lees. Dis die kommentaar in my Bybel, die 33:53. 33:53, net gou verklarende studie Bybel. Ek wil graag vir jou hierdie gedeeltetjie lees en dan gaan ons aan. Demonstreer geloof en werke deur vir mense om te gee. Johannes 13 vers 34 tot 35. Geloof in aksie is iets om te aanskou. Gaan lees Johannes 13 vers 34 en 35. Toe Jesus aangekondig het dat hy sou weggaan, was sy laaste eenvoudige dinge
maar diepgrypende opdrag aan sy disippels om mekaar lief te hê. Dit is moeiliker as wat dit klink. Ons is geneig om te stry, mekaar te haat en te beklei. Ons is van nature selfsugtig en kompeterend. Liefde kom nie vir ons maklik nie, maar ons smag almal daarna. En liefde is die waarmerk van Jesus se volgelinge. Jesus het sy disippels gevra om die liefde te betoon wat hy voortgeleef het. Deur sy voorbeeld te volg, sou hulle hom weerspieël in 'n wêreld wat nie begryp wat nie liefde is nie. Jesus het verduidelik, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. In Johannes 13 vers 35. Die kenmerk van Jesus se volgelinge is die invloed wat geloof op hulle daaglikse handel en wandel het. Hoe hulle saam met hulle kollegas werk, hoe hulle probleme oplos, hoe hulle met hulle huweliksmaats en kinders praat, hoe hulle haakplekke met hul mede-gemeentelede uitstryk. Jesus volgelinge lewe anders, hulle betoon konsekwent liefde aan ander. Jesus se les was eenvoudig. Hy het hulle geleer en gedemonstreer dat liefde 'n werkwoord is, soos Johannes verduidelik het. Laat ons nie liefde met woorde of met die tong nie, maar met die daad en waarheid. 1 Johannes 3 vers 18. Geloof omskep ons in mense wat anders lewe as die wêreld. Die kerk het talle kernmerkende eienskappe. Ongelukkig kyk buitenstanders altyd dikwels na die kerk en sien dit as 'n plek vol haat en veroordeling. Ons kerk is veronderstel om oases van liefde te wees. In 'n wêreld waar soveel mense verslae, onveilig en uitgeput voel, is die optrede van 'n liefdevolle Christen soos verkokende water vir 'n vermoeide siel wat vergaan van die dors. Ja, geliefdes, as jy so daaraan dink, het jy al ervaar hoe dit voel om verskriklik dors te wees, en dan as jy uiteindelik 'n bietjie water kry om te drink, hoe dat niks onder die son daai dors kan les, soos 'n glas vars, skoon, lekker, yskoue water nie. Alhoewel die wetenskap sê deesdae vir ons, jy moenie koue water drink nie, dis nie goed vir jou nie, weet ons hoe lafenis dit vir jou is om 'n bietjie koue watertjies te drink, as jy so verskriklik dors is. Nou, so lees ons hierdie gedeelte wat sê, dis verkokend vir die siel. So is die liefde ook verkokend vir die siel. Ons mense gee nie maklik liefde nie, maar ons wil graag liefde ontvang, is dit nie te waar nie? Ek lees vir ons daar in Johannes 13 vanaf vers 34. 'n Nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hierna sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Simon Petrus sê vir hom, Here, waar gaan u heen? Jesus antwoord hom, waar ek heen gaan, kan jy my nie nou volg nie, maar later sal jy my volg. Petrus sê vir hom, Here, waarom kan ek u nie nou volg nie? Ek sal my lewe vir u gee. Jesus antwoord hom, sal jy jou lewe vir my gee? Voorwaar ek sê vir jou, die haan sal sekerlik nie kraai voordat jy my 3 maal verloon nie. Laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ek in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei, en ek gaan en vir julle plek, en as ek gegaan het en vir julle plek berei het,
kom ek weer en sal julle na my toeneem, sodat julle ook kan weet waar ek is, en waar ek heen gaan, weet julle en die weg ken julle. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar u gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord hom en sê, die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my geken het, sal julle my Vader ook geken het, en van nou af ken julle hom en het julle hom gesien. Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. Jesus sê vir hom, ek is so lank by julle, en het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het, het my Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my. Of anders glo my ter wille van die werke self. Voorwaarvoor ek sê vir julle, wie in my glo, in die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. So, geliefdes, die werke wat hy doen, sal ons ook doen, en groter dinge, omdat hy na die Vader toe gegaan het. Nou wil ek vir jou vra, hoe is jou liefde teenoor ander? Hoe is jou liefde teenoor? Onthou wat die woord ook vir ons sê, Jesus sê, ek was honger en jy het my iets gegee om te drink, ek was dors en jy het my iets gegee om te eet. Dit wat jy aan die geringste doen, dit doen jy aan Jesus. Dit doen jy vir Jesus. Ek weet nie of julle ook so voel daaroor soos ek nie. Kyk, hier by ons in Witbank is hier 'n hele paar behoeftige mense. En sommige dae voel jy net of jy gee net die hele tyd. En ongelukkig, ek het 'n man wat eendag vir my gesê het, ek moenie net sommer gee nie. Hy werk hard vir sy geld. Hy sal gee as hy moet, ek moenie gee nie. So ek kan uit my eie geld uit gee, soos ek wil, maar nie uit sy geld uit nie. Al is ons een en sy geld is my geld, respekteer ek my man, en ek sal nooit sommer net van sy geld vat, as ek nie vir hom gevra het of dit reg is nie. En hy sal ook nie van my geld vat, as hy nie vir my vra of dit reg is nie. Dis 'n ooreenkoms wat ons twee tussen mekaar het, al vir 41 jaar, en dit werk vir ons. En so, as hulle by my kar kom, sal ek sê, hulle moet net 'n rukkie wag, my man gaan nou uitkom, dan sal hy vir hulle ietsie gee. As ek aan my geldjie het, sal ek vir hulle gee, maar ons hou daarvan om vir hulle ietsie te koop. En ons wys ook liefde vir ons behoeftige mense. Ons sal met ons uitreike hulle 'n drukkie gee, sal met hulle bid, soms sal hulle huil, soms sal met hulle lag, sal met hulle bly wees oor hulle getuienisse, en ons hoor awesome getuienisse, en ek moet ook sê, ek haal my hoed af vir ons Witbank span, want hulle ken die woord, hierdie ouens hoor, hulle ken die woord, en hulle kan vurig bid, en ek praat nou van ons mense op die straat, van ons behoeftige mense, wanneer ons op uitreike gaan en hulle goedjies gaan gee, en hulle bedien met die woord, en hulle sing partymal harder saam as ons, hulle ken die liedjies, hulle ken die woord, hulle praat, hulle bid, hulle is vurig, hulle sien so uit na woensdaande se dienste wat ons vir hulle hou, en dit is so lekker om dit te beleef. En mens besef net elke dag meer en meer, daar's baie swaarigheid in hierdie wêreld. Daar's die mense op straat, veral hierdie tye wanneer dit so vriesend koud is,
Hulle kry swaar, en weet jy wat dit nog erger maak is, ons ry klere aan en ons ry komberse aan en ons vat vir hulle kos en tentjies en allerhande goed, hoetjies, ons het 'n ou oom in ons gemeente wat vir ons hoetjies brei wat ons dan missies wat ons dan uitdeel vir hulle. En wat so hartseer is dat die polisie soms kom en hulle goed kom verskeer en verbrand en so aan. En dan kom ons maar net weer daar op 'n koue aand soos vanaand en hulle kombersies en goed is al weer weg. Dan dink ek so myself, ek wil graag hê dat ons mense in Witbank almal versorg moet wees. Elke liewe mens in Witbank moet elke aand gaan slaap na 'n lekker bord kos. Moet warm klere hê, warm plekkie om te slaap. Ek wil nie hê moet mense op straat wees in ons dorp nie. Ek wil hê almal in ons dorp moet goed versorg wees, goed lyk, lekker ryk, mooi lyk, die Here dien. En weet jy, so sien ons hierdie humbleness op straat en soms hulle borrel en dan sien jy mense in die kerke kop onderste bo sit en die lewe is vir hulle net te moeilik en te swaar en ek wil graag 'n beroep op ons Christene kinders van die Here doen en sê, kom ons wees blymoedig. Kom ons straal geluk en liefde uit na die wêreld toe daar buite. Kom ons wys vir hulle hoe wonderlik en hoe lekker dit is om kinders van die Here te wees. Ek wil graag vir jou nog 'n gedeelte voorlees. Die eindbestemming, Johannes 14 vers 1 tot 3. Dis daai gedeelte wat ek nou vir jou gelees het. Die kommentaar wat ek vir jou wil lees op dit. Die mensdom het net twee opsies wat die hiernaamals betref. Aan die een kant bied God 'n ewigheid in sy teenwoordigheid deur die geskenk van sy seun se dood aan die kruis. Aan die ander kant wag die ewige straf op diegene wat daardie aanbod van die hemel van die hand wys. God sal almal wat sy geskenk aanvaar skei van die wat hom verwerp. Sien Matteus 25 vers 31 tot 46. En na daardie goddelike oordeel sal albei groepe begin ervaar wat hulle ewige bestemming is. Die Bybel beskryf die hemel in kleurryke terme. Jesus het in Johannes 14 vers 1 tot 3 van wonings gepraat, waarskynlik met verwysing na 'n ewige woonplek in sy teenwoordigheid. 'n Plek waar hy en sy volgelinge nie meer van mekaar geskei sal wees nie. Johannes beskryf in Openbaring 'n ongelooflike gesig wat waarskynlik sy asem weggeslaan het. God se heerlikheid sal 'n nuwe stad met fundamente van edelgesteentes verlig. Sien Openbaring 21 vers 9 tot 27. Jesus sal elke traan afdroog en daar sal geen pyn en smart wees nie. Sien Openbaring 21 vers 4. Paulus beskryf ons ewige verheerlike liggame wat soos Jesus se liggaam na die opstanding sal wees. Sien 2 Korintiërs 5 vers 1 tot 7. In teenstelling hiermee beskryf die Bybel die hel in skrikwekkende besonderhede. Die opvallendste die opvallende eienskappe is duisternis. Sien Matteus 8 vers 12, 25 vers 13 en 4 en 4. Sien Markus 9 vers 42 tot 48. Almal wat Christus verwerp, sal saam met Satan en sy leer in die vuurpoel gegooi word. Sien Openbaring 19 vers 20 en
20 vers 10. Die grootste marteling waaraan die ongelowiges onderwerp sal word, is egter die algehele afwesigheid van God se teenwoordigheid. Aanvaar God se gawe van verlossing, vestig jou vertroue op die lam wat geslag is, maar wat ook die koninkryk is wat die sonde en die dood oorwin het. Kies vandag om met Christus te wandel en jy sal vreugde vind en tot in alle ewigheid in sy teenwoordigheid wees. Amen en amen. So ja, geliefdes, ons moet vashou aan die beloftes wat Jesus vir ons in hierdie woord gee. Die beloftes van dat ons by hom gaan wees en saam met hom gaan wees. En al wat Vader van ons vra is net dat ons hom sal lief hê met ons hele hart en ons naaste soos onsself. Dis nie altyd maklik nie, geliefdes, ek weet. Dis nie altyd baie maklik om vir mense lief te wees nie. Maar is dit nie amazing hoe Vader, as jy kyk na al die gebooie wat daar was in die Ou Testament, hoe hy al daai gebooie kom wegvat het en net vir ons die gebod van liefde gelos het. God die Vader lief met jou hele hart en jou naaste soos jouself. Hy het alles weggevat en hy het net vir ons dit gelos. Want, as jy mooi daaroor nadink, as jy net hierdie twee onderhou, val al die ander gebooie outomaties in plek daaronder. Outomaties gaan jy nie steel nie, want jy weet hoe voel dit vir daai ou van wie af wat jy beroof. Outomaties gaan jy nie leuns vertel nie, want jy wil nie iemand wat vir jou leuns vertel nie, so jy gaan ook nie leuns vir iemand anders vertel nie. Jy gaan jou vader en jou moeder eer, jy gaan nie doodslaan nie. Al die gebooie wat opgeskryf is, en daar's baie meer as net die 10 gebooie, daar's baie gebooie in die Ou Testament, en dit alles val onder die liefde. God die Vader lief hê met jou hele hart, en jou naaste soos jouself. Geliefdes, dit maak nie saak wat die wêreld vir ons sê, en dit maak ook nie saak wat die mense sê, en dink, en voel, en wat ook al nie. Al wat saak maak is, hoe jy voel, die keuses wat jy maak. Jy gaan nie eendag voor Vader staan, oor dit wat jou buurman doen nie. Jy gaan nie eendag voor Vader staan, oor dit wat jou neef of jou nig, of jou ma, of jou pa, of jou broer of suster doen nie. Jy gaan voor God staan oor wat jy gedoen het, die keuses wat jy in die lewe gemaak het, wie en wat jy was op hierdie aarde. Soos ek altyd sê, en ek dink ek het al vir julle ook gesê, onthou ons lewe bestaan uit 'n geboortedag, dan is daar so klein streepie, en dan staan die sterfdatum. Daai klein streepie in die middel is van kardinale belang. Oor die datum vooraan het jy nie 'n sê gehad nie. Oor die datum, die laaste datum het jy ook nie 'n sê nie. Maar daai streepie tussenin, dis die lewe wat jy, dis jou boek wat jy skryf. Dis jou lewe, dis hoe jy dit lewe, die keuses wat jy maak, die dinge wat jy doen, die tale wat jy praat, waarmee jy jou besig hou, waar jy is in die lewe, hoe jy mense hanteer en behandel, hoe jy liefde toepas, hoe lief is jy vir ander mense, hoe lief is jy vir God die Vader, hoe lief is jy vir Jesus, hoe lief is jy vir die Heilige Gees, hoe gehoorsaam is jy? Is dit tog nie waar dat as ons kinders nie gehoorsaam is aan ons, voel ons alles nie lief vir ons nie? Is dit nie waar nie? Hoeveel te meer moet ek en jy, groot mens, gehoorsaam wees aan dit wat God die Vader vir ons sê. Geliefdes, dis al wat God van ons vra. Liefde. Kom ons leef liefde uit. Kom ons leef
vorentoe liefde uit. Kom ons gee om. Kom ons wees mededeelsaam. Kom ons luister net bietjie vir 'n slag as iemand wat hartseer is met ons praat. Kom ons vou net bietjie iemand in liefde toe. Kom ons hou net iemand se hand vas en bid vir hom. Dit is belangrik dat ons getuig en deel hoe goed God vir ons is, hoe lief hy vir ons is. Want menigte male is mense al gered deur die getuienis van 'n ander, van iemand wat vir hulle vertel het hoe goed die Here vir hom is. En daai persoon het besef, maar hy is net so goed vir my. Het julle dit al beleef? Dat as iemand vir jou vertel, en hulle hart oopmaak en hulle vertel, die Here het vandag vir my deurgekom, hy het vandag vir my dit en dit en dit gedoen. Vanoggend het een van my dogters vir my vertel hoe Vader deurkom vir hulle hierdie hele mantel. En dan besef jy, Shoma is net so goed vir my ook, hy doen ook hierdie dinge vir my. Hoe maklik is ons as mens om te kla oor in ons omstandighede, maar hoe moeilik is dit vir ons om die goeie dinge wat met ons gebeur raak te sien. Of daai ding van die vol glas, halwe glas, leeg glas storie. Ons sien nie raak wat die Here vir ons doen nie. Ons sien nie raak hoe goed hy vir ons is nie. Ons sien nie die wonderwerke in ons lewens raak nie. En omdat ons nie dit raak sien nie, is omdat ons verknog is in die slegte dinge wat aangaan en so vasgryp aan die slegte dinge wat aangaan en dink, die Here is nie lief vir ons nie en hy gee nie om vir ons nie. Maar ons sien nie eers die goeie dinge raak en noem die goeie dinge wat hy doen vir ons op vir ander mense nie. Kom ons vertel bietjie vir ander mense van al die goeie dinge in ons lewens. Ek het vanmiddag weer vir 'n vroutjie gesê. Sy het vir my vertel hoe voel sy. Toe sê ek, weet jy, as ek net die gedagtes kry om so te begin voel, dan gaan ek dadelik op my knieë en sê vir die Here dankie vir al die wonderlike dinge, al die goeie dinge, al die kere wat hy vir my deurkom, vir alles wat hy vir my doen. Dan gaan daai bittere, donker, swaar gevoel sommer weg. Die vyand los my sommer uit. Kom ons kom op daai plek, mense, waar ons erken hoe lief die Here ons het en hoe goed hy vir ons is en wat hy alles vir ons doen. Dis vir my so 'n wonderlike voorreg om net so bietjie met julle so te kan gesels, bietjie met julle te deel oor die woord en sê, kom ons wees gehoorsaam, kom ons hoor wat dit is wat God vir ons sê en ons doen dit dan. Kom ons sluit ons oë. Vader, ek wil vir u vra dat u elkeen van ons sal help met hierdie gebod waarmee u ons gelos het, om lief te hê, u lief te hê met ons hele hart en ons naaste soos onsself. Dat ons getrou sal bly en gehoorsaam sal bly, omdat ons weet dat die woord is waar en dat die woord is van u af. Dat dit 'n liefdesbrief van u af is om ons paadjie gelyk te hou, en staande te bly in hierdie moeilike tyd. Ek bid dan vir elkeen wat na hierdie boodskap luister, dat u hulle sal seën in Jesus kosbare naam. Amen en amen. En daarmee groet ek jou geliefdes, gaan in die vrede van die Here. Streef daarna om lief te hê, om liefde te wees, om God se liefde op hierdie aarde uit te leef. En vir mense te wys wat dit beteken om 'n kind van God te wees, om 'n Christen te wees. Kom ons wys dit die wêreld hoe lief ons hom het en hy vir ons. Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus van Nasaret. Shalom.
My selnommer 066 273 0584. Skakel my gerus. Shalom.